Marco, weet jy wat? As ek vir hom vra, Marco, weet jy wat? Hy sê, ja, ek weet. Ek sê wat? Hy sê, ek is baie lief vir jou. Nou wil ek vanmorgen vir jou vra. Weet jy wat? Kom jy moet sê wat? Jesus is baie lief vir jou. Baie lief vir jou. Prys die Here. Amen. Is jy bly om die huis van die Here te wees? Amen. Prys die Here. Nou ja, goed, ek glo in werking. En Pastor Tini het my gister gevra om vir ons die woord te bedien vanmôre. En ek eer die Here vir sy goedheid. Amen. Toe ons hierdie liedjie sing, toe ek hoor hulle wat hulle gaan speel, sê ek, pastoor, jy is so in lyn met dit wat die Here doen. Nou ek het nie vanmôre vir jou 'n lang teologiese uitleg en boodskap. Ek het vir jou woord van die Here. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons 'n bietjie ook die gees van God manifesteer in ons kerk. So ek gaan vanaand Pastor Samuel vir my bedaai om te staan, daar waar ek gesit het, met Pastor Tini daar so, en ekskuus Pastor Leon vir daar agter staan. Oom Leon, so jy vir my hierso kom staan, en dan Pastor Gerrie vir my daar in daai deur asseblief. En dan die res van die gemeente wil ek die hele moet saam mee staan. Jy sien ons sing oor 'n naam wat kosbaar is bo elke ander naam. En ek wil vanmôre vir jou vertel van die naam van Jesus. Want hy het nog nooit verander nie. En hierdie God is in staat om vanmôre elke begeerte van jou hart vir jou vervulling te bring. Loof die Here. En net so ja, terwyl ons sukkel en musiek moet lekker saam nie. Weet jy wat die vyand weet wat is in stoor vir jou vanmôre? As jy net jou hart sal oopmaak vanmôre en sal toelaat dat God se gees in jou lewe inspreek, gaan jy vanmôre nie anders huis toe gaan as wat jy gekom het. Loof die Here. So net daar om staan. En ek gaan die broers vra wat ek gevra het om op die hoeke te gaan staan om jou hand uit te sprei dat ons soos 'n vierkant kan maak na hierdie kerk. En elke man en 'n vrou in hierdie kerk vanmôre vra dat jou hand sal opsteek, want ek wil hê God moet homself manifesteer in ons midde vanmôre. Loof die Here. Toe ek voorbereid vir Here, maar as jy al woord nie. Maar ek weet vanmôre hoekom. Maar God wil oorvat. Loof die Here. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader. What a lovely name, the name of Jesus. Daar is geen gelyke aan die naam van Jesus. Amen. Daar is nie iemand wat my nie kan ewenaar vanmôre nie, Here. En vanmôre is in ons midde van die woord verklaar wat 2 of 3 in die naam vergader, daar is nie. En die woord is ja en die woord is amen. Halleluja. Ek dank U vanmôre, Here, dat U kan spreek die naam van Jesus. Dat ons vanmôre kan aanroep hierdie naam van Jesus. En dat ons vanmôre weet dat U is in ons midde, Here. En dat U elkeen stil staan in hierdie môre. En terwyl ons vanmôre die broers op die hoeke van hierdie kerk plaas, Here, wil ons spreek woordelik 'n band vorm, 'n net vorm in elkeen wat in hierdie saal is vanmôre, elke geliefde, met hulle geliefdes en hulle familie en hulle vriende, Here, hulle werkskollegas vanmôre. En Vader, as ek iemand uitsluit vanmôre, bid ek dat die Gees hierdie net oor hulle sal uittrek, Here, want dit kom vanmôre en ek verklaar in die naam van Jesus, die werking van God se Gees in ons lewens, Here. Ek verklaar vanmôre genesing in die naam van Jesus. Ek verklaar vanmôre dat God lewe tot in alle ewigheid en hy het nog nooit verander nie. Halleluja. Halleluja. As jy vanmôre behoefte het, God is by jou vanmôre. Jy het nodig om vanmôre toe te laat dat God se Gees in jou hart werk. Halleluja. Jy het vanmôre om te sê, hier is ek, Here. Ek roep die naam van Jesus. Ek bely die naam van Jesus. Maar dit is nie net woorde nie. Dit is my gees wat uitroep tot God se Gees. Dit is my wese wat roep na die Here om homself in my lewe te verheerlik en te manifesteer vanmôre. Halleluja. Here, ek spreek lewe vanmôre. Van die kom, Here, en die sê, hou in jou voet, die lewe en die dood. Kies die lewe, dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê vanmôre. Halleluja. Ek eer U vanmôre.
Halleluja, loof die Here, dankie dat jy jou sitplek inneem. Prys die Here. Ek wil hoor wat ek praat vanmôre. En dit moet jou roepstem word vanmôre, hoor wat ek praat. Ek praat Jesus. Halleluja. Ek groet jou in daai kosbare naam van Jesus. En vanmôre is dit 'n voorreg om met jou te kan bedien. Hierdie kosbare naam van Jesus. Halleluja. Terwyl ek voorberei het in vir die woord vanmôre, vra ek die Here, wat sal ek vanmôre bedien? Wat wil jy met die kinders praat, Here? Wat het ons nodig om te hoor? En vandag is dag 689 sedert lockdown begin het. Dit is amper onmoontlik om te glo, dit het 'n lewenswyse in ons lewe geword. Ons is al gewoond om met maskers te loop, al frustreer dit ons. Ons het aangepas by die omstandighede, want God het die mens gemaak om te kan aanpas. Ons het maar verdraagsaam geword met al hierdie reëls. Dag 689. Wie sou kon dink dat ons nog steeds in hierdie tyd sou wees? Maar net soos wat niks amper verander het nie, wil ek jou vanmôre sê dat Jesus Christus het nog nooit verander nie. Loof die Here, hy is dieselfde God wat was, wat is en wat gaan kom. Loof die Here. En nie my afsonderings gaan dit in my gedagtes na die gedeelte oor Johannes die Doper. Daar in Lukas 7, 'n man wat reguit gepraat het, 'n man wat die weg van God geken het en wat daardie weg vir hom gaan voorberei het, want dit was sy roeping gewees. En ek sit in my binneste en ek praat so met die Here en ek vra Here, wat wil jy met ons deel? En hy vertel my in my gees van Johannes die Doper, 'n man wat fenomenaal was in die tyd waarin hy geleef het, 'n man wat nie bang was vir mense nie, 'n man wat nie geskroom het om te sê, hoor wat sê die Here, Here nie. En ek vra jou vanmôre, het ons nog daai manne moet, daai oortuiging van my geloof, om te kan sê, dit is wat die Here sê, sonder om bang te wees wat mense sê. Is dit nog in my hart oortuig om in die wêreld te kan uitstaan, of wanneer ek met mense praat, sodat ek kan vertel wie Jesus is. Jy sien, Johannes het nie omgegee nie. Hy het die sonde en die ongeregtigheid van die mense bekend gemaak. Hy was eers bang vir koning Herodes nie. Want hy het hom herinner aan die sonde waarmee hy besig was, en hy het gesê met sy lewe met God regmaak. En daai oortuiging van hom het hom in die moeilikheid gebring. Daai oortuiging van hom was 'n doring in die koning se vlees gewees. En die koning probeer 'n plan maak en hy sê, werk hom in die gevangenis. Want hoe durf hy vir die koning vertel van sy sonde en ongeregtigheid? Jy sien, dit wonder soms of ons nie maar ook, soos daardie man is, en vir ons miskien ook dalk wonder, Here, as gaan ek in die moeilikheid kom, as ek met die werk vertel wie Jesus is. Ek sê, ons het 'n beleid, ons mag nie godsdienst praat nie, ons mag nie politiek praat nie. Ja, dit is goed, ek praat nie godsdienst nie, ek praat Jesus. Ek praat die koning van die konings en die Here van die Heres. Ek praat vanmôre een wat in die vermoë is om vir jou lewe te gee, selfs as dat dood is. Ek praat vanmôre van hom wat by jou hart kom vanmôre en hy klop by jou wese en hy roep jou aan in hierdie môre by jou naam. Maar ja, selfs in die tyd as ek dink 689 dae later, is ons nie al soos Johannes wat in die gevangenis sit en ons hoor die getuienis van Jesus. En ons wonder in ons hart, Here, bestaan die regtig nog? Is hy nog regtig die een vir wie ek wag? En ek wil graag vir jou lees in Johannes 17 vanaf vers 17. Lukas 7 vers 17. Hy sê, en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en die hele omtrek. Nou dit is die gedeelte net voordat hy praat van Johannes die Doper wat in die tronk is. Dit gaan oor die gedeelte waar Jesus 'n wonderwerk verrig het, waar hy die seun van 'n vrou, 'n weduwee, lewend maak. Inteendeel, hulle was op pad om hom te begrawe. En hy stop die stoet. Hy stop hierdie mense wat op pad is, wat tree om hierdie kind te gaan begrawe. En hy het die moeder innig jammer gekry. En ek sien dat hy staan daar en hy sê vir hierdie seun, word lewend. En die seun sit op. En almal was verbaas, maar God het geweet, hy spreek lewe, want hy was die gewer van lewe. En daai kind word met sy moeder vereenselwig en hulle word verenig en daar's
blydskap te gee. Hy het die vermoë om ten spyte van die omstandighede vir jou uitkoms te gee. Ongeag wat die natuur of die reëls van die land in terme van regstellende aksies is, God het die vermoë om jou begeerte vir jou te gee. En hierdie berig aangaande Christus versprei in die land. En soos dit die gewoonte of soos dit seker maar moontlik is, kom die gerig aangaande hom ook by Johannes se ore. Jy weet, ons dra vandag niets. As daar iets goeds gebeur of as 'n nuwe kerk wat ons van hou, dan is ons gou vir iemand te vertel. Ja, jy sien hoe vandag met daai kerk. Nee, ons kinder lekker. Ons doen. Maar ons vertel ook stories. Maar nie te manier hierdie verhaal van Jesus kom by Johannes uit. In vers 18 kom en hy sien die disippels van Johannes het aan hom al hierdie dinge vertel. Hulle het vir hom berig gebring. En Johannes het sekere 2 van sy disippels dan geroep. 'n Man wat nie bang was om vir die koning te vertel van sy sonde en geregtigheid. 'n Man wat getuig het oor die God wat kom, vir wie hy die pad voorberei het. Hy stuur hierdie 2 disippels van hom. Hy sê vir hulle, gaan na Jesus en sê vir hom, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na hy gestuur en gesê, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? My broer en my suster, vanmôre, na 689 dae in hierdie afsondering of in hierdie lockdown, wil ek vir jou sê, Jesus het nog nie verander nie. Hy is nog steeds in staat om te gee die begeerte van jou hart. En kyk die antwoord wat Jesus vir die mense gee. En toe hierdie manne saam met hom was, sê hy vir hulle, gaan sê vir Johannes, en antwoord hom, wat julle sien en wat julle hoor. Jy sien, dit is belangrik dat ons moet besef, dat waar God is daar aksie. Waar God is daar 'n manifestasie van sy gees. Hy doen nie goed in die geheim nie. Sy woord sê wat jy in die donkerte doen, sal in openbaar vergeld word. Wanneer God beweeg en dat die wêreld kan sien, hy leef. En net so in ons wese, wanneer sy gees ons vul en in ons oplig, dan doen hy dit in die openbaar, waar dit sigbaar is en mense notisie neem van die werking van God se gees. Hoor mooi, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God se gees. Maar hy gebruik jou as 'n instrument, as sy speelbuis, as sy voete en sy hande, sodat aan die wêreld kan vertel dat Jesus nog steeds lewe. Hy gaan sê vir die manne, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Met ander woorde, word my monster. Gaan vertel wat julle sien. Dra dit uit dat die wêreld kan weet dat ek is God en ek lewe tot in alle ewigheid. Die blindes sien weer. Halleluja. Yes, dit het nooit opgehou nie. Johannes weet die tronk is. Die blindes sien weer. Halleluja. Die krepenes loop. Ek het nou net iemand uit die dood uit wakker gemaak. Halleluja. Malaatses word genees en dowes hoor. Dooies word opgewek. Aan die armes word die evangelie van lewe verkondig. Loof die Here. God lewe. En hy is in hierdie aand en die môre besig in ons midde om in ons harte in te spreek, want hy het nog nooit verander nie. Terwyl ons hierdie lied sing, what a beautiful name, the name of Jesus. Toe wek dit in my binneste so blydskap op om te weet dat my God lewe en daar is geen ander naam soos die naam van Jesus nie. Halleluja. En terwyl ek hierdie woord vanmôre sit in my pyns wat die Here op my hart lê, toe vra ek, Here, wat is dit wat jy met ons wil deel? En die Here vat my na Deuteronomium toe. In die Ou Testament. Jy weet, ons skram dalk nie weg om in die Ou Testament te bedien. Maar ek wil vanmôre vir jou lees Deuteronomium 6 vers 1 tot 9. En ja, dalk is dit 'n bekende gedeelte by jou, maar ek wil dit mooi lees wat jy kan sien. Loof die Here, dan sê Deuteronomium 6 vers 1. Dit is dan die gebod, die insetting en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem. Vanmôre kom die Here, en hy wil weer opnuut bevestig sy insettinge, sy ordeninge. Ek sien hy het nog nooit verander nie.
God wil hê dat ons moet ag gee op wie God is. En ons moet dit uitdra aan die wêreld daar buite. Loof die Here. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Jy sien die Here kom en hy hou dit nie net vir my nie. Word my spreekbuis, word my voete, word my hande, word my instrument wat ek kan gebruik, sodat my naam versprei kan word aan die wêreld daar buite. Ek wil hê jy moet dit jou vir jouself hê, vir jou kinders en jou kindskinders. So jy moet hierdie woord van die Here in hulle harte vestig, nie net vir jouself en jou gesin nie, maar ook vir elkeen met wie jy in aanraking kom. Dit sluit jou kollegas by die werk in, dit sluit jou baas in, dit sluit die een in by die kassier waar jy jou inkopies doen in 'n maand. Dit sluit die petroljog in by die stasie waar jy brandstof ingooi. Dit sluit elke mens met wie jy te doen het in om hulle te vertel dat Jesus lewe en hy het nog nooit verander nie. Ons het nodig om sy insetting en sy verordeninge te hou. Ja, en om God te vrees. Want die probleem waarmee ons lewe vandag, ons vrees nie meer God nie. Jy sien, dit is nie 'n probleem van bang wees en ek moet in my hoekie sit want ek gaan iets oorkom. Nee, dit is om sag te hê vir hom wie se naam Jesus Christus is, om ons sag te hê, om te weet dat hy is in staat om te gee ook die diepste van my hartsbegeerte. Ons het nodig om weer God te vrees. Dan kom hy in vers 3, hy sê, hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan. Ja, daar is, ek deel met die sel en ek wil toch veel aanmoedig. As jy nog op jouself ingeskakel het, skakel in by jou selffamilie vanmorgen. En ek deel met my selffamilie oor die saligsprekinge. En die saligsprekinge het 'n kondisie, maar ook 'n belofte. Want hy sê salig is die wat arm is van gees, 'n kondisie. En dan sit hy 'n belofte, want hulle sal dit beerf, die koninkryk beerf. Jy sien hier in die môre kom die Here en hy sit 'n kondisie, dat as ons sy insetting onderhou, sal dit met jou goed gaan. Daar's 'n voorwaarde vir môre. As jy wil hê jou lewe moet aan die wêreld sigbaar wees en jou vooruitgang moet sigbaar wees, onderhou God se insettinge. Wees lief vir God dat hy deel is van jou lewe. Wanneer ek met paartjies deel wat in die huwelik gaan tree, dan sê ek die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet as man en vrou saam God dien. Julle moet 'n plek kry waar julle saam die Here kan dien, waar julle saam kan bid, waar julle saam kan Bybel lees. Want hy moet die senter van jou lewe wees. En net so kom die woord van die Here in Deuteronomium. Hy sê dat ons hom moet onderhou en dat ons sy gebooie moet bewaar en hulle moet leer met wie ons deel. Halleluja. Hy sê want as ek dit doen, sal dit met jou goed gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here die God aan jou vaders beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dan kom in vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hy kom met 'n vereiste vanmôre. Hy soek nie halfhartigheid vanmôre nie. Jy sien ons kom en ons vra vir die Here, Here, hier is my krisis, hier is my kondisie, hier is my vraagstuk in my lewe en ons wil hê God moet ten volle in dit intree. Ons wil hê moet dit ten volle oplos en vir ons uitkoms gee. Maar ons is tevrede om aan hom 'n halwe lewe te gee. Of net 'n bietjie of 'n gedeelte van my wese, om 'n bietjie van my tyd met God te spandeer. En selfs daai bietjie tyd is soms te veel. Maar die Here Jesus kom en hy sê, jy moet hom lief hê met jou hele lewe, met jou hele gemoed, met jou hele krag, met alles wat jy is, moet draai om 'n liefde vir God. En daai liefde moet jou so inspireer wanneer jy na die wêreld kyk, om te besef as hulle nie Jesus deelagtig word nie, is hulle vir ewig verloor. Want sy begeerte is dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat elkeen die ewige lewe sal beerwe. Daarom roep hy my en jou, wees my mondstuk, wees my hande, wees my voete, sodat die wêreld kan hoor dat ek het hulle lief, en ek wil hulle moet my lief hê met al hulle krag, met al hulle verstand, en met al hulle mag vanmôre. Met hulle hele wese moet hulle na my soek vanmôre. Lang terug dat ek nog jonk in die bediening was, staan ek in 'n gemeente en die musiek is amper so 'n bietjie gesikkel soos vanoggend. En ek wil amper voel nie, want ek moet bloot. En net daar sit net neer, hy sê, het jy musiek nodig om my te aanbid? So ek vra jou vanmôre, het jy regtig musiek nodig om jou hande kan opsteek en sê, I call the name of Jesus.
call on the name of Jesus. Want jy sien, wanneer ek die naam van Jesus noem, dan moet die vyand vlug. Wanneer ek die naam van Jesus noem, dan moet genesing plaasvind. Wanneer ek die naam van Jesus noem, dan moet daar verandering in my wese geskied vanmôre. Daarom roep ek jou aan vanmôre, wil ek jou uitroep vanmôre. Wat is dit wat jy praat? Praat jy soos die res van die wêreld? Praat jy soos die res van die mense om jou? Wat jy praat van negatiewe dinge, wat jy praat van as geen hoop nie, en al wat uit jou mond uitkom is negativiteit. I call the name of Jesus. Halleluja. Want in die naam van Jesus is lewe en lewe in oorvloed vanmôre. Ja, selfs al gaan dit swak en swaar in my lewe, het ek nog steeds die vrymoedigheid om hom te roep in die naam, want daai naam is kosbaar, ver bo elke ding, halleluja, die naam van Jesus. En hy roep jou vanmôre om God lief te hê, om daai naam lief te hê, sodat hierdie woorde wat ek jou vandag beveel in jou hart kan wees. Jy sien, wanneer ek 'n liefde het vir God en in die senterpunt van my lewe is dit waaroor my lewe draai, is om die wêreld te vertel dat Jesus lewe en hy gaan weer kom. Maar hy kom vir mense wat hom verwag en wat sy lewe getuig van 'n verhouding met God. Ons het nodig om op die plek te kom waar Jesus weer sy plek in ons hart is 'n regmatige plek sal inneem. En dan kom in vers 5, hy sê, vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daar spreek as jy in jou huis sit, en as jy op jou pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, en ook moet jy dit alles as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofspan tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Kan jy onthou pastoor Tini het laasweek gepreek van hulle die deurposte met die sekelbos gemerk het, die bloed opgesit het. Dit was nie mooi met 'n kwassie aangevee nie. Dit was opgesit sodat dit gespat het. Ons het nodig om geraak te word deur God se Gees. Ons het nodig dat sy bloed in ons lewe sigbaar word en dat ons gewas word deur die bloed van Jesus, sodat ons nuwe wesens vir die Here kan wees. Halleluja. En hy sê ons moet ons kinders dit inskerp. En as hulle gaan slaap, as hulle opstaan, weet baie keer dan as kind ek het in 'n pastorie groot geword. En dan ek is al wat my ma het onthou. Hoor as al die Here ons God is die enige Here. En kinders word moeg, en ek kan groot mense raak ook moeg van die preek. Maar laat ek jou vertel vanmôre, daar's niks beter vir jou siel as om te weet dat Jesus lewe. Daar's niks wat jou lewe so kan verander as die koning wat intree en sy guns in jou lewe gee. Vanmôre roep hy jou om te weet dat hy lewe tot in alle ewigheid, en hy wil jou vermaan vanmôre dat jy jou kinders dit sal inskerp, dat jy jou kleinkinders dit sal inskerp, dat jy jou vrou en jou man sal vertel dat die Here Jesus lewe tot in alle ewigheid en daar is niks wat my God nie kan doen nie. Halleluja. Skerp dit hulle in by hulle sit, by hulle slaap, by hulle opstaan, dat hulle kan weet. En jy moet dit aan jou deurposte van jou huis sit. Ja, dit moet uit sy lig waak en uitstaan in die wêreld dat Jesus lewe. Neem jou dan in ag dat die Here nie vergeet wat jy uit jou Egipte en uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien en hom by sy naam en by sy naam moet jy steur. So vanmôre, die antwoord vir ons land is nie in die politiek nie. Die antwoord vir ons land is nie in die medisyne vanmôre nie, of in werkskepping en al hierdie goed nie. Die antwoord vir ons land is in Jesus Christus, want hy is die gewer van lewe en hy is die wat vanmôre jou diepste begeerte ken en daarom kan voorsien. Ja, selfs wanneer ons in 'n situasie is waar herstellende aksies miskien ons as ander kleur verhinder om werk maklik te kry, is niks onmoontlik by God nie. Amen. Halleluja. Ja, hy maak vir jou deure oop, selfs wanneer mense sê dis nie moontlik. Want hy spesialiseer in die onmoontlike vanmôre. En ek besef, Here, die kerk, hierdie volk van Suid-Afrika, het nie nog maar deur van Suid-Afrikans nodig nie. Hulle het wel vanmôre nodig om te hoor wie Jesus is vanmôre. Hierdie wêreld het nodig om die naam van Jesus Christus te hoor uitgeroep word oor elke situasie. Manne en vroue wat bereid sal wees vanmôre om te sê ek staan op vir die naam van Jesus en ek roep dit uit oor die wêreld. Halleluja. Vir 969 dae is ons elke dag gevoed met die woord. Elke dag. En as jy sê dit is 'n moontlikheid, dan luister jy duidelik na persoon 10 in die oggend.
Ja, want hy elke môre vir 689 dae word ons bedien deur die woord van die Here. Ja, ons is bedien in lockdown, in die inry motors het ons hier gesit. En ek vra jou vanmôre, wat het dit in jou wese gemaak? Luister ons nog steeds na die woord van die Here wanneer hy tot jou roep en sê ek wil hê jy moet die plek wees waar kan regeer. Maar die realiteit is, terwyl ons so bevoorreg is en soos konings aansit in 'n koninklike maaltyd, het ons in onsself bederf geraak. Ons het eintlik lou geraak en dis 'n gevaarlike toestand vir die kerk van God. Ons is tevrede om gevoed te word en ons is ouersaais. Ons het nie meer die vermoë om op te staan en te gaan en disippels te maak van die nasies nie, want dit is wat God wil hê. Ons is tevrede om aan die kar te sit en te hoor, en my koffie te drink, en as niks nie koffie nie, ek like koffie. Maar het tyd geword dat ons weer ons gees opgewek word, en ons gees wakker gemaak word, dat ons lewe met God in oënskou sal neem, dat ons sal sê, Here, as ek op die plek waar jy wil hê ek moet wees, want God soek manne en vroue, wat sal opstaan vir die naam van Jesus, en dan in die wêreld sal verkondig dat hy lewe tot in alle ewigheid. Dat hy manne en vroue, wat bereid is, om voor die Here te wil uit te basyn, die stem van God. Halleluja. En net soos in die geval van Johannes, raak het vir my in my hart, asof ons, soos hy, gewonder het, Here, maar bestaan nie nog. 689 dae, Here, antwoord het nog steeds gebed. Dit is asof ons wonder, of God nog bestaan, of hy nog steeds ons gebed kan beantwoord, of hy nog steeds kan red, genees en verlos. Ons wonder, en ons het geen antwoord nie. Loof die Here, en kyk jou duiwel wil hê dat ons hierdie woord moet hoor nie, maar hy is 'n leenaar vanmôre, en ons bestraf sy werk in die naam van Jesus. Halleluja. En vandag wil ek jou herinner wat Filippense 2 vers 9 tot 11 sê. Daarom het God om ook uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is, die naam van Jesus. Halleluja. Ja, ons loof die Here. Kom ons sluit dit ons oë. Hemelse Vader, ons kom in hierdie môre en ons verstaan die aanslag van die vyand. Want ons word roof vanmôre van 'n kosbare herinnering en 'n wete dat God lewe. Ek herinner vanmôre dat U is tot alle dinge in staat, Here. En ons spreek vanmôre lewe oor hierdie woord. Ons spreek dat hierdie woord harte sal verander vanmôre, Here. Ek eer U dat U God is, Here. Dankie vanmôre, Here, vir dit wat U in ons midde doen. Ja, vyand het geen hou vas nie. Ons weerstaan jou werke in die naam van Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Kan jou hande klap jou vanmôre. Halleluja. Ons is weer as vervanaas. Halleluja. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Halleluja. As jy nog nooit die aanslag van die vyand beleef het, dan sit jy vanmôre op die battlefield. Halleluja. Hy wil hê jy moet hoor wie God vir jou is. Halleluja. Hy wil jou roof vanmôre van 'n guns van God. Hy wil jou roof vanmôre van 'n aanraking van die Heilige Gees. Halleluja. Satan, you're a liar. Jy het geen hou vas nie, jy het geen plek nie. Ons weerstaan jou vanmôre in die naam van Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Daar is geen ander naam as die naam van Jesus vanmôre nie. Loof die Here. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Luister, ek wil vanmôre vir jou lees Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat hom elke naam is. Halleluja. Kan jy oor net sny daar waar jy sit op hierdie oomblik? God is besig om in jou lewe sy gees te vestig. Oh, I worship you, Jesus. Halleluja, ek het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Halleluja, sodat in die naam van Jesus, halleluja, sou buig elke knie van die wat in die hemel is en die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Halleluja. Loof die Here. Hoor die woord vanmôre, Filippense 2 vers 10, sê sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat op die hemel is en wat op die aarde is en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is vanmôre. Halleluja.
naam van Jesus nie. Loof die Here. Hitaraai nos. O, Here vanmôre, Here. Dankie, Here, vir u goedheid en die guns. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Halleluja. Die woord van God het nog nooit verander nie. Die woord van God is ja en amen. En dit sê ons sal bely dat Jesus Christus die Here is vanmôre. Tot lof en eer van God. Halleluja. Prys die Here vanmôre. Dat hierdie kerk na stigtigheid nodig het. Is manne en vroue wat weer die invulling en manifestasie van die Heilige Gees in hulle lewens sigbaar kan ervaar vanmôre. Manne en vroue wat honger en dors na die geregtigheid van God, wat hulle oor uitleen aan jou vyand, wat hulle wil roof van God se guns in hulle lewe nie. Wat hierdie wêreld nodig het, is manne en vroue wat glo in die krag en in die sterkte van die naam van Jesus Christus, die naam bo elke ander naam, die naam wat die vermoë het om jou op te lig uit die moddersluite van hierdie wêreld en jou voete te plaas op die koninkryk, halleluja, op die rots wat Jesus is vanmôre, halleluja. Manne en vroue wat die naam van Jesus kan uitroep oor hulle kinders vanmôre. Ja, ouer vanmôre verwag die Here dat jou kind sal leer, was hy saam met sy opstaan en waar hy ook beweeg. Hoor Israel, hier ons God is 'n enige Here. Hoor vanmôre die naam van Jesus. Halleluja, God het nodig, mamma en papa, dat jy sal weet wie God is, nie net vir jou kinders nie, maar ook vir jouself. Dat jy sal weet wat God in jou lewe kan doen. Dat jy sal weet dat hy is die antwoord vir jou elke vraag. Dat hy die antwoord is vir elke situasie. Hy is die een wat jou vanmôre kan toevou vanmôre. Ja, hy is die een wat vir jou wil gee die gees van lewe vanmôre. Hoor vanmôre wie Jesus is. Halleluja. Hy wil hê dat ons die naam van Jesus kan uitroep oor ons families. Maar so baie wat hulle families nie meer praat nie, wat nie met hulle families te doen het nie, terwyl God wil hê, ons moet die naam van Jesus uitroep oor ons families, ons moet in hulle lewe inspreek, ons moet hulle vryspreek, ons moet hulle vergewe, want as ons dit nie doen nie, mag ons dalk die rede wees, hoekom hulle verlore is, of verlore gaan. Jy sien, die tyd is min, ons mag dink, ons het nog 1000 jaar, maar God se woord sê ons moet lewe, asof hy vandag kan kom. Wanneer laas het iemand vertel van wie Jesus is? Hy is die koning van die konings, die God wat weer gaan kom, halleluja. Dit is tyd dat ons die naam van Jesus weer uitroep oor ons huwelike, dat ons weer hande vat as man en vrou. Hy sê, Here, sal hy ons bind met liefde, sal hy ons help, Here, om te herinner, dat nie een van ons is sonder foute nie. Nie een van ons is een of ander goddelike wese, wat op 'n troontjie kan sit nie, maar dat ons elkeen sal herinner, Here, ons is feilbare mense, en ons stel mekaar te leer, maar ek kom vanmôre in die naam van Jesus, ek vra, Here, vergewe my, spreek my vry, Here, gaan my man en my vrou, spreek my vry, ek vra vergifnis, selfs al is ek onskuldig, kom ek vanmôre, met die gesindheid van die Here, en ek vra, spreek lewe oor my, spreek my vry vanmôre, sodat God in my lewe kan heers, en in my lewe werklikheid kan wees, sodat sy gees, en sy salwe, in my lewe sigbaar kan word, in hierdie wêreld. Geliefdes, vanmôre, kry jy skatkis uit God se hand, en in jou gees hoop ek vanmôre, God deponeer sy krag, en sy heerlikheid, en sy gees vanmôre, want hy is die antwoord vir die tyd, van ons lewe, daar is geen ander God, kan jy kan voorhou as Jesus Christus nie. Daar is geen ander een waaroor wie ek wil praat as hierdie kosbare God wat ek kan bid vanmôre nie. Halleluja. Hy het manne en vroue nodig wat in hierdie tyd kan opstaan en sy naam oor hulle werksituasie kan roep. Jy sit sonder werk. Start calling the name of Jesus. Begin die naam van Jesus aanroep oor jou werksituasie. Begin die naam van Jesus aanroep oor jou huwelikssituasie. Begin die naam van Jesus aanroep oor jou kinders vanmôre, oor jou onvrugbaarheid vanmôre. Roep die naam van Jesus aan, want hy sal jou nie teleurstel nie. Amen. Hoor wat ek praat vanmôre. Ek praat die naam van Jesus. Halleluja. Hear what I'm saying, I'm speaking the name of Jesus. Want dis wat lewe is vanmôre. Dit het tyd geword dat manne en vroue die naam van Jesus kan uitroep oor krankheid, oor siekte,
naam van Jesus aanroep, want hy lig jou uit. Hy sit jou voet op die rots, wat nie kan wankel nie. Sy naam is Jesus, en hy wil jou oplig vanmôre. Halleluja. As jy voel jou krag het min geword, roep die naam van Jesus, want dis die wat jou sterk maak, wat jou oplig vanmôre, en jou vul met sy gees, en met sy krag vanmôre. Loof die Here. God het nodig dat manne en vroue weer kan opstaan, en sy naam kan uitroep oor misdaad en ongeregtigheid, wat aan die orde van die dag is. Halleluja. Ja, ons maar ook, net soos die res van die wêreld, mense geword, wat praat oor die statistiek, wat praat oor die ongeregtigheid, wat praat oor wat gebeur het, of as ons manne en vroue, wat sê, I speak the name of Jesus, oor elke kondisie in hierdie land, ek spreek die naam van Jesus, oor elke situasie wat in my lewe verkeerd kan gaan, ek spreek lewe oor hulle wat geroof is, oor wat doodslag ervaar het, waarvan 'n geliefde hom afgesterf het, ek spreek lewe vanmôre in die naam van Jesus, oor elke mens, halleluja. Hulle moet God ervaar en my woord en jou woord vanmôre is dit wat hulle kan motiveer om hulle dieg te buig voor die alwetende heilige God met die naam van Jesus, halleluja. Dis tyd dat ek en jy nie probeer om die regering te verander nie, maar oor hulle die naam van Jesus uit te roep. En dis ek spreek lewe oor die regering en hulle wat in die politiek is. Ek spreek lewe oor die onderwys sodat hulle Jesus Christus kan ervaar. Want as hulle dit nie gaan doen nie, gaan hulle allerhande gemors in jou kinders se ore sit. Dit het tyd geword dat ons Jesus sal aanroep en sal bold wees oor dit wat ons praat, oor wat ons glo, in my werksituasie. Ja, as ek kyk na die bankbalans, ek sê, Here, hierdie bankbalans klop nie. Daar's nie werk nie, daar's nie inkomste nie. Dan maak ek my bankbalans koop en ek sê, ek spreek lewe in die naam van Jesus. Ek spreek besigheid in die naam van Jesus. Want jy sien God se woord sê net wat ek spreek. Dit wat ek bely met my mond sonder om te twyfel, dit sal so wees vanmôre. So as jy 'n besigheidsman is, ek sê vir jou vanmôre 'n wenresep. Spreek Jesus oor jou lewe, oor jou besigheid. Gee aan die Here wat hom toekom en jy sal God se guns in jou lewe sien en op jou besigheid sien ten spyte van die ekonomie wat sê dit is onmoontlik. My God is in beheer van alles. En ek dien nie God net oor die goed gaan nie. Ek dien hom omdat ek hom liefhet met my wese. Ek dien hom omdat hy alles is vir my. Ja, ek is nie net 'n Jesus only nie. Ek is 'n Jesus everything. Want hy is my alles. Hy is my lewe. Hy is die een wat vir my asem gee vanmôre. Hy is die een wat my oprig. In tye van swakheid is hy daar vir my. Maar ook as dit blydskap in my wese is, wil ek sy naam besing. En ek hom eer, wil ek hom loof en hom aanbid. Loof die Here. Ek gaan vra dat jy saam met my staan vanmôre. Loof die Here. En ek wil nie moet daar staan. Dus ons was lang in karre gewees, net op Facebook. Hierdie is vanmôre God se tyd. Waar manne en vroue opnuut kan sê, Here, hier is ek vir U. Vandag is hierdie woord nie net bedoel vir iemand anderste, of hulle wat op Facebook ons volg nie, of wat dalk in die motor sit en luister nie. Maar vanmôre is hierdie woord vir elkeen wat in hierdie saal na God se stem luister. Ons kan nie bekostig dat ons hierdie woord sal wegwys of sal wag tot my ander helfte besluit om saam met my die Here te dien. Hierdie woord vanmôre is so kosbaar dat ek dit my eie moet maak en my moet voed sodat ek versadig kan word aan die woord van die Here en dat ek hierdie woord kan deel met die wêreld daar buite. Hulle wat kosbaar is vir my, sodat hulle Christus kan ervaar, net soos wat ek en jy hom ervaar vanmôre. Loof die Here. Jy is die wat vanmôre hierdie woord hoor, en jy self moet vanmôre keuse maak, of jy die geklop van God aan jou hart, vir hom die deur gaan oopmaak en sê, kom in Here, dat ons kan maaltyd voer. Is jy die een wat vanmôre moet sê, Here, ek gee ag aan jou roepstem vanmôre. Dit het tyd geword dat ons sal opstaan en deur God gevul word met sy kragtige Heilige Gees. Loof die Here. Ek wil vra dat ons vir hierdie lied speel terwyl jy luister. Hoor wat ek praat vanmôre. En praat lewe in jou wese vanmôre. As jy gebed nodig
worship you, Jesus. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Kom ons aanbid, kom ons steek ons hande op. I speak Jesus. Yes, I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. So every dark addiction starts to break. Oh, I worship you, Lord. I worship you, Lord. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Yes, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, I worship you, Lord. Break every stronghold. Yes, break every Shine stronghold. through the shadows. Burn Yes, I just want to speak the name of Jesus Jesus. over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. En de man roept vanmorgen, Jesus. Yes, your name is higher, Lord. Oh, your name is healing. Your name Thank you, Jesus. break every stronghold. Shine through the shadows, Lord. Oh, you are Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy.
wat vanmôre nodig het om net Jesus op sy of haar lewe te voel. Sê gebeur. As jy naby so iemand vanmôre staan, ek wil graag jy net hom of haar toe en 'n stywe drukkie gee. Hoe gaan hulle weet as jy hulle nie vertel? Hoe gaan hulle voel as jy hulle nie vertel? Kom, daar wil aanbidding nodig. Steek het geop, Johan. Ek wil net iemand aan jou pad stuur. Nie skaam wees. Kom. As jou hand nie op is hier, die draai so net gou in, hou net dit aan jou en hy net vas. Sy moet net weet vanmôre Jesus is hier. Sy moet net weet Jesus is hier. Sy moet net weet Jesus is hier. Nie skaam wees. Nie skaam wees. Kom maar net Stefans. Ja, maar jy na reg moet kom. Sy moet Jesus voel vanmôre. Sy moet Jesus se liefde voel deur jou are vloei. Sy moet weet dat sy weet dat die Here naby jou is. Halleluja. Is daar nog iemand? Dan weet iemand nie gekom het nie. Meer dan? Dan ek nie met so pink kan. Net so styf wat moet kom. Net so styf van sy. Net so styf van sy. Julle is my hande, julle is my voete, julle is my mond. Ek sê nie so nie. Sê die Here. Soos Jesus in jou lewe is, en sy Gees is inwonend in jou, as jy iemand anders se vashou, gaan hulle hom voel. Hom voel. En dis waarvan COVID ons die meeste beroof het, om ander se lewens te raak, met ons lewens. So dan nog iemand. Halleluja. Iemand ons. Thank you, Jesus. Ek wil hierdie gemeente wil sing vanmôre. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain.
Dankie Here vir elke gebintenis wat U nou breek in Jesus naam. Ek dank U vir elke opstand teen U kinders wat U nou oorweldig. Elke angs wat U nou met vrede vervang. Elke benoudheid met U guns, o God. Elke bekommernis met die absolute wete versekering. God is in beheer van my lewe. Halleluja. Dankie Here vir dit wat U nou, Vader, in die kinders se lewens doen. Jesus. Amen. Ek was in Port Elizabeth in Oos-London van maandagoggend vroeg tot donderdag. Ek gaan kerksituasies uitsorteer. Toe jare terug by Wits Universiteit was, het hulle altyd gesê, ek het 'n leemte. Dit is dat ek vat baie maklik eienaarskap van omstandighede. Ander ouens slaap oor hulle probleme, ek lê wakker en boeke. Hoe gaan ons dit uitkom? En ek wil nou vanmôre vir jou sê dat van maandag aand af tot donderdag wat ek huis toe gekom het, donderdag ek in totaal 5 ure geslaap het. Toe ons op die vliegtuig geklim donderdagoggend, toe sê ek nog pastoor Morney wat saam met my was, jy weet maar verskoon, ek slaap en as ek snor pomp by my die elmboog, maar hierdie ou man nou sy oë toe maak. En toe ons op die vliegtuig geklim sit ons langs 'n plaasboer van Somerset-Oos. En een oomblik noem my iets oor die Here. En toe weet ek, daar is nie nou tyd vir slaap. Ek het eintlik gewens dat die vlug kon 10 ure aanhou. So intens was die gesels rondom wie Jesus is. Daar's 3 Sondae tot en met nagmaal Sondag. Kom sê so met my. 1, 2, 3. Ek wil jou challenge. Na vanoggend se woord. Jy 3 weke tot nagmaal Sondag, die eerste Sondag in maand, om 'n nuwe familie tot die familie van Christus by te voeg. En die lewe challenge. Ek wil hê jy moet hulle daardie Sondagmôre saam met jou bring. Kom ek stel dit so. Glo jy vanmôre se woord? Amen. Kom probeer nie. Glo jy vanmôre se woord? Amen. Kom ek challenge jou. The proof is in the fruit. Dis tyd om nie meer te hoor nie. Dis ook nie meer tyd om te luister nie. Dis tyd om te doen. Because everybody ought to know who Jesus is. Ek wil jou vra. En ek gaan saam met die challenges. Maar ek gaan iemand van die Bikerskerk bring nie. Ek sal iemand by die kant bring. Die Bikerskerk is 'n gemeente op 'n eie op 'n donderdag. En ek dank God vir hulle. My hart klop vir daardie ouens. Ons het gistermôre saam met hulle gery en gaan ontbyt by Kitio en wat te beleef. Nou weer almal van 'n klein groepie van hulle, maar nog steeds geleenthede om te bedien. Jy 3 Sondae. Ek wil die familie sien op wie jy vertel het wie Jesus is en wat hy besig is om in jou lewe die verandering te maak. Vader, baie dankie vir hierop. Dankie Here, gister toe moegheid my so oorweldig dat ek amper begin dink ek gaan siek word. Dat toe ek hierdie aanskakel en onmiddellik bereid willig was om te bedien. Vanmôre weet ek Here, daar die ekstra moegheid was juis om my stil te maak sodat hy oorwag. Amen. Daarvoor eer ek. My is al wat belangrik is oor God. Is dit wat U sê, Here, gesê word. Wees U dan nou die napredikante van hierdie kosbare woord. En vanmôre my God wil ek in daardie naam van Jesus spreek. Dat niemand wat in hierdie gebou inkom, met hierdie gebou sal uitgaan, met COVID of enige simptoom, deel van hulle lewe nie. Ek spreek dit in Jesus naam. Die bloed is aangewend aan hierdie deurposte, se ingang en se uitgang, o God. En daarom weet ek vanmôre, sodat beskerm wanneer ons inkom, so gaan dit ook beskerm wanneer ons uitgaan. Mag die vrede van die Here, sy genade, sy guns en sy goedheid met elkeen wees in Jesus naam. Lof en groete en